welkom by Namibië sonder grense, waar ons met Namibiërs reg oor die wêreld gesels. Vandag praat ons met Daniel Kok, wat in Otjiwarongo groot geword het en nou in Spanje au pair. Sy bly by 'n gesin in Barcelona met 4 kinders, waarvan die oudste 11 is en die jongste slegs 8 maande. Maar voordat Daniel ons meer vertel van die mooi plekke in Barcelona, 'n kort video van my hier uit Houston. Hallo, ek is Daniel. Ek het groot geword op 'n plaas naby Otjiwarongo. Na skool het ek op Stellenbosch gaan studeer en in Februarie 2021 het my avontuur in Spanje begin. Ek au pair by 'n familie wat woon in Barcelona. Barcelona is 'n stad in die oostelike kus van Spanje. Dit is ook die hoofstad van die streek genaamd Catalunya en daarom praat die mense nie net Spaans nie, maar ook Katalaans in hierdie area. Ek dink die beste manier om 'n ander kultuur en taal te leer is om by mense in hulle huis te bly. Ek het die voorreg om by hierdie familie te bly. Hulle het 4 kinders, 'n dogtertjie wat 11 jaar oud is, 'n tweeling wat 8 jaar oud is en 'n baba seentjie wat nou 8 maande oud is. Dit is 'n voorreg, dis definitief 'n uitdaging, maar ek geniet elke oomblik daarvan. Barcelona is 'n ongelooflike stad. Ek dink wat dit vir my regtig merkwaardig maak, is die feit dat Gaudi so baie van die geboue in die stad ontwerp het. Een van sy bekendste kunswerke, die La Sagrada Familia, word hier gevind. Hulle beoog om in 2025 uiteindelik klaar te wees met die kerk, en dan sal dit die hoogste kerk in Europa wees. Dit is regtig ongelooflik om te sien. Een van my gunsteling gedeeltes in Barcelona is 'n stukkie in die middestad. Hulle noem dit El Born. Dit is ongelooflik mooi. Dit is hoe Barcelona was toe dit begin het. Dit is nou straatjies, ou geboue, koffiewinkels. Daar's altyd live musiek wat speel en dit is vibrant en daar's altyd 'n lekker atmosfeer. Barcelona is 'n gesellige stad en ek geniet regtig my tyd hier. My reis het nou eers begin en ek sien uit vir alles wat nog voor lê. Maar dit was regtig 'n voorreg om vir julle 'n deeltjie van my tydelike huis in Spanje te kon wys. Life is unpredictable and one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as $50 Namibian a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061 292 8000. Santam. This is freedom.
Hallo en welkom by Namibië sonder grense, waar ons met Namibiërs reg oor die wêreld gesels. Namibië het oor die jare 'n paar indrukwekkende sportmanne en vroue gekweek en daar is tans 'n groot aantal Namibiese rugby, cricket, golf en tennisspelers reg oor die wêreld. Ons gesels vandag met Christopher Kumbi wat in Nieu-Seeland professioneel cricket speel. Hallo julle, ek is mal daaroor om te gaan fliek en ek en Adrian het in hierdie week vir die eerste keer flieks toe gegaan hier in Houston. Ons was by 'n Cinemark hier naby aan waar ons bly. En dit was nogal 'n belewenis wat ek graag met julle wil deel. Daar's 'n paar goedjies wat anders is as die sterk in die kar by die huis. Ons het al ons goedjies aanlyn bespreek, ons kos en snacks aanlyn gekies en betaal. As mens dan daar aankom, dan is al jou goedjies klaar vir jou gereed en dan kan jy dit net gryp en ingaan. En as jy jou sitplek aanlyn kies, dan is die sitplekke weerskante van jou reeds uitbespreek sodat mense nie langs jou kan kom sit nie. Dit is maar hulle COVID regulasies. En as jy dan nou by jou flieksaal ingaan en jy kry jou sitplek, dit is 'n leer sitplek wat uitskop en daar's 'n knoppie aan die kant waar jy kan kies hoe laag jy wil lê of hoe regop jy wil sit. En dan kan jy ook kos bestel van jou sitplek af en dan kom lewer hulle dit af waar jy sit. So as jou koeldrankie halfpad deur jou fliek op is, dan kan jy net online bestel en dan bring hulle dit sommer na jou toe. Hi daar, my naam is Christopher Kumbi. Ek is gebore in Walvis Bay. Ek het op ouderdom van 13 verhuis na Windhoek, waar ek my skoolloopbaan voltooi het. Na skool het ek 'n voltydse kontrak gekry as 'n nasionale cricketspeler, waar ek my land verteenwoordig het tot met die ouderdom van 25. Ek het in 2019 besluit ek wil bietjie die wêreld toer en in Denemark het ek bietjie gaan cricket speel en ook coach. En ek het daarna besluit ek wil bietjie die kultuur kom ervaar in Nieu-Seeland. So ek is die laaste 2 jaar in Nieu-Seeland. Ek bly in die kusstad van New Plymouth wat in die Weskus van die Noord-eiland geleë is. Ek speel op die oomblik cricket vir die klub Stratford, waar ek nou op die oomblik in winter is. Ons begin Oktober maand met my 3de seisoen vir die klub. Ek rig ook vroue cricket af en dit is omtrent 'n belewenis om in Nieu-Seeland te wees, veral deur 'n winter wat baie kouer is as wat dit in Namibië is. Ek moes in 2020 April maand moes ek teruggekeer het Namibië toe, maar oor COVID was ek hier gisteraan gewees. Ek het die geleentheid gekry om bietjie die land deur te toer, die Noord-eiland, die Suid-eiland. Ek het die kultuur ervaar hierso, baie geleer, die Hakka geleer, en ook, ja, dit is natuurlik moeilik om vir 'n lang tydperk weg van die huis af te wees, maar ook die dinge wat ek by die huis doen ons ook hier. Ons braai, ons eet biltong, maar ek moet sê die ding wat ek die meeste verlang is die kameraderie, die Afrikaanse grappies, manier wat die mense in Nieu-Seeland 'n mens verwelkom. Almal het 'n hart van goud en hulle verwelkom mens met oop arms. So, ja, ek sien uit daarna om nog 'n koue winter in Nieu-Seeland deur te bring, met my tweede helfte saam met my, waar ons bietjie die Suid-eiland gaan rondtoer en bietjie gaan ski. So, ja, groetens uit Nieu-Seeland en hoop ek sien julle almal binnekort.
From the heart of the continent to its farthest horizons, Africa awakens with stories that shape our world. This is Africa Good Morning, your window into the pulse of a dynamic continent. I'm Ashwin Berry, here to deliver the latest news, sharp insights, and the vibrant spirit of Africa. Every weekday, we dive into the headlines, uncover untold stories, and spotlight the people driving change. Plus, stay ahead with daily weather forecasts and economic updates to navigate your week with confidence. With direct coverage from our correspondents on the ground, we bring you in-depth access to Africa's beating heart. Mondays, Mike Situla reports from Zambia. Muribwanji, Africa, good morning. Tuesdays, Talent Gore covers Zimbabwe. Say Africa. Wednesdays, Rorisang Mohojwe brings Botswana's news. Dumela, Rorisang. Thank you very much, Ashwin, for having me right here on Africa Good Morning. It is always a pleasure to be here with you all. Thursdays, Ari Hogarth tackles South Africa. Yes, very good morning, Ashwin and Aina. Yes, a good atmosphere. And Fridays, we focus on Namibia's bold narratives. From thriving cities to rugged plains, our team is there, capturing the rhythm of a continent on the rise. Africa Good Morning is your essential start. News, weather, economics, and more. Welkom by Namibia Sonder Grense en vandag gaan ons al die pad Hawaii toe en gesels met Bianca Burger. Bianca kom van Walvis Bay en sy gaan ons meer vertel van haar eilandlewe as 'n au pair. Ek en my verloofde het ook onlangs die Houston Butterfly Sanctuary gaan besoek en ons deel ook graag ons unieke ervaring met julle. Hallo en welkom by Skoenlapper Paradise. Hallo, o jammer. Hier doen ons net die shaka. Ek het op die 13de Maart my klein dorpie Walvis Bay verruil vir 'n bietjie van 'n groter dorp, Kailua, Hawaii. Hawaii bestaan uit 8 eilande en is so 3000 km suidwes van die Amerikaanse kontinent gevind in die Stille Oseaan. Hier werk ek op die eiland Oahu. En ek werk as 'n au pair. Ek pas 5 kinders op. Hulle ouderdomme is 2, 4, 6, 8 en 10. Toe die geleentheid opspring, het ek die bil aan die horings aangepak. Bedoel, my gunsteling rolprente is Moana en Lilo and Stitch. En ja, Moana does mean family. Julle het seker al gehoor van aloha. Aloha is die woord wat hulle gebruik om te sê goeiemôre, goeiemiddag of goeienaand. Totsiens. Eintlik is dit meer van 'n manier van lewe, 'n lewenstyl, 'n lewenswyse. Dis om vriendelikheid en liefde teenoor jou medemens te wys. So my mede-Namibiërs, julle sal goed hierso inpas. Julle sal dalk bietjie verwar word. Almal loop sonder hemde en skoene hier rond, and they still get service. Die winkels spesifiseer eintlik as hulle wil hê jy moet volledig geklee wees. Die eiland is geberg en groen, groen, groen. Om elke hoek en draai kan jy 'n reënboog sien. Die water is warm, maar souterig. Die sand is fyn en wit. Hierso gebruik almal
nie ons mooi ronde A's nie. Hulle sê basketball en last en fast. En hulle het eintlik glad nie verstaan toe ek vir hulle sê data nie. Die woord is data hierso. Ek verlang elke nou en dan na my familie. Maar, jy weet, as die verlange inskop, dan stap ek net af strand toe. Want ek bedoel, wie kan hartseer wees met 'n truly in hulle hand en die seesand onder hulle? Hallo daar kykers, my naam is Brian Munango, aanbieder vir Gooi Kolle. My naam is Patricia Kutse en ek is julle braai-aanbieder. Hallo julle, ek is Andrew Poelman, mede-aanbieder van Gooi Kolle. Ons sou wou ons ja, 'n bietjie van 'n braai tema inwerk saam met sportvooruitsigte van die naweek, so 'n bietjie sportpersoonlikhede bekendstel. So ons sien uit na ons derde seisoen. En dan ook lekker kos op die kole. Julle kan ons elke Vrydag om 12:30 op DStv kanaal 285 en GoTV kanaal 25 en ook op ons webwerf OneUp2. Mornings just got better, Namibia. From the latest headlines to the hottest trends, we're bringing you the conversations that matter. That's right. Bright minds, bold opinions, and a touch of morning magic. This is your daily dose of energy. So grab a cup and join in on the conversation every weekday morning at 8 o'clock with Smell the Coffee, hosted by Diana Master and Aina Raisa Quayo. Welkom by nog 'n opwindende episode van Namibia sonder grense. En vandag gesels ons met 'n fantastiese vrou, Eureka Kutse. Hulle gesin van 5 het in 1999 vanaf Mariental na Australië getrek. Sy gaan ons nie net meer vertel van haar en haar man Nol se lewens nie, maar ook die van hul kinders en hul kleinkinders. Maar soos gewoonlik, eers 'n kort video van my hier uit Houston. Hallo, ek is vandag by die Houston Museum of Natural Science, een van Amerika se gewildste museums. Ek het nou nie die wonderlikste storie om te vertel nie. Ons is 'n gemiddelde familie van 5 wat 'n gemiddelde leefstyl met gemiddelde doelwitte elke dag geniet. Maar ek deel graag ons storie. In 1999 het ons gesinnetjie van 5 Namibië verlaat en in Queensland, Australië kom vestig. Ons was baie opgewonde, ons was baie bang, ons was baie eensaam. Toe ons hier aanland, toe vertel hulle vir ons, Janu is skoolgaande ouderdom. Hy was 4. Janu het op daardie stadium nog nie eens 'n woord Engels gehoor nie. Ons het nie eers behoorlike TV-opvangs op die plaas gehad dat die kind darm kon weet hoe klink Engels nie. Ons laai toe ons ou kleine ou maar dingetjie af met woorde soos drink, toilet en I want to vomit. Die ander 2 was Engels magtig, maar die skool het ons na 7 weke gebel om te sê Arno het nog steeds nie 'n woord gesê nie en hulle wonder of ons hom nie dalk moet laat toets nie. 21 jaar later, Arno is 'n departement by 'n Christelike skool,
Hy's getroud met Kirsten, 'n ex-Zimbabweër. Hulle het 3 pragtige kindertjies. Roan is 'n software-ingenieur in Londen en getroud met sy Engelse roos en hy verwag sy eerste rammetjie in Julie. Janu is 'n onderwyser in Brisbane en hy speel cricket en ons soek vir hom 'n vrou. Nals, hy het sy stukkie Namibiese paradys. Sy skapies lyk soos kangaroes vir hulle party daar spring, sy beeste is rondvet en sy hoendertjies lê elke tweede dag in eier. Ek is nog steeds skoolhoof van prep tot graad 12 by 'n literse skool. Ek is luid, die kinders love my aksent en die ouers wil my wurg as ek vir die kinders leer lees. Want ek sê, I park my car in the car park, waar die Aussies sê, I park my car in the car park. Ons verlang huis toe, ons familie is nog almal daar en is al 5 jaar wat ek laas my ma gesien het. Maar ons neem besluite met konsekwensies in gedagte en met die Here se genade kom ons daardeur. FaceTime is die beste ding wat met ons gebeur het. Een ding van hierdie land wat anderster is as wat ons gedoen het, hulle trek hulle skoene uit voor hulle by die huise ingaan. Maar verder doen ons alles dieselfde. Ons braai op oop kole, ons eet baie potjiekos en my kinders is mal oor Janelles pudding. My beskuitblik is altyd vol en my kleinkinders is mal oor biltong. Ons mis net die springbok. Ons huis is 'n baie tradisionele Queenslander wat in 1918 gebou is. En in 1990 het hulle die huis in 2 stukke gedeel en dan bring hulle dit op 'n flatbed trok na waar die nuwe bestemming is. Dis 'n belewenis om op hierdie hoë weë te ry en te sien hoe huise vervoer word links en regs. Ons mag ook nie spoed nie, ons moet baie stadiger ry en ek en Nals in die eerste maand wat ons hier gekom het, sommer arm geword en alles punte verloor aan spoedkaartjies. Dankie vir die geleentheid om my storie te deel. Sorry, ek duik nou nie haie nie en ek kry nie walvisse nie maar ons is gewone koetsies wat weet, ons het 'n nuwe generasie in Australië begin en ons het 'n nuwe generasie wat ons nou gaan begin in Engeland. Die grense is oop vir almal. Moenie laat iets jou beperk nie. Gryp die dag. Seënwense vir almal. As julle vandag se episode geniet het, like en share asseblief hierdie video. En soos gewoonlik, as julle weet van enige Namibiërs in die buiteland, los hulle name in die comments of stuur vir my e-pos na christine@abekyn.com.na. Ek sien julle weer volgende week.